Aluma Capital, altyd aan die groei. Onthou om later vanoggend so omstreeks 6:30 se kant in te skakel. As jy ook bietjie meer wil uitvind van die pink persoonlikheid van Jennifer of die reënboog persoonlikheid van Suan of dalk jou eie interessante temperament wat jy by die werk het. Sy kom deel interessante inligting oor emosionele intelligensie, persoonlike groei en gesonde verhoudings op 'n pittige manier soos net sy kan. Lenet vertel ons ook van haar nuwe aanlyn platform wat waardevolle inligting bevat vir ouers, huweliksmaats, individue, onderwysers en mense wat hulle self en ander beter wil verstaan. Besoek lenetbeer.co.za, unleash your potential. Bees en fees geld. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Andries Cornelissen is hier. Goeiemôre Andries. Môre Jennifer, Môre. Andries, ons begin met die oorlog wat minuut tot minuut verander, wil dit vir my voel by die stadium. Ja, ek dink ons moet eers na die goeie nuus kyk. Die feit dat Israel en Libanon net 'n skietstilstand bereik. Dit gaan natuurlik, daar's nou voorwaardes aan verbonde dat Hezbollah nie hulle aanval in die suide van Libanon nie. En daar moet 'n vrede situasie wees. Nou ons het gesien die skietstilstande is maar relatief broos. Amerika het vreemd genoeg, want dit maak dit so 'n bietjie van 'n Suider-Afrika storie in 'n mate. Amerika het 'n olietankskip wat onder die vlag van Botswana gevaar het. Daar in die straat van Hormuz aangeval. En Iran het in ruil toe nou onder andere Kuwait se internasionale lughawe beskadig. So daar gaan hierdie tipe van insidente wees. Dit lyk tog asof daar vordering is. Ons betaal die prys wat ons eie ekonomie aanbetref. Ons betaal die prys wat die petrolprys aanbetref, maar gewone Amerikaners ook. Ja. So ek dink die Amerikaanse president Trump, ek dink hy wil baie graag dat hierdie situasie tot bedaring kom en dat ons kan aanbeweeg. En veral wat die prys aanbetref, dat dinge bietjie stabiliseer. So, dit het 'n geweldige impak op ons ekonomie. As jy kyk na die Bureau vir Ekonomiese Navorsing, het gepraat oor die insetkoste, die geweldige druk op insetkoste. Vervaardigers gaan vir 'n tyd lank gaan hulle van daardie kostes kan absorbeer, maar ek dink daar's baie geweldige prysdruk wat gaan deurkom later in die jaar. En ons gaan sien dat produkte se pryse redelik skerp styg. Ja, ek dink dit is ongelukkig die harde realiteit, is ons het nog nie die ergste beleef eintlik hier in Suid-Afrika van die nagevolge van die oorlog in die Midde-Ooste nie. Nee, ek dink die sneeubal-effek moet nog deurkom, ja. Ek dink een van die ander goed wat mense oor moet praat is die 12,5% tarief waarvan gepraat word. Ja. Suid-Afrikaanse goedere wat na Amerika toe uitgevoer word. Nou daar is sekere goed wat vrygestel word, sekere metale en litchies en macadamia neute, vreemde goedjies, maar so die probleem eintlik daar is dit gaan oor dwangarbeid. Dis nou 'n ander faktor. Nou wat Amerika sê is produkte wat met dwangarbeid vervaardig is, moet jy uit jou land uit weer. Ja. En Suid-Afrika doen nie genoeg nie. Maar ons is op 'n baie lang lys van lande wat in dieselfde situasie is. Een van hulle is onder andere China byvoorbeeld. Nigerië, daar's 'n baie lang lys daarvan. Die Europese Unie is ook op daai lys. So hulle praat nou van ergens in Julie, wanneer die 10% verval, dan gaan dit 12,5% word die tarief. Amerika sê dit benadeel hulle handel, want ons laat produkte in die land in wat met dwangarbeid vervaardig is. Ek is seker daarvan plaaslike vervaardigers sal dalk ook dankbaar wees as ons daardie produkte uit die land uit kan weer. Want dan kan hulle ook meer mededingend wees. So ja, daar word waarskynlik op baie vlakke gepraat in terme van handel en nywerheid oor wat nou presies hier aan die gang is met hierdie dwangarbeidprodukte, as jy so daarna wil verwys. Ek is bly daar word ten minste aandag geplaas op dwangarbeid, alhoewel is nie noodwendig van die tariefverhogings nie. Ja, maar jy word 'n salaris betaal soos die dwangarbeid. Nee, ek doen nie. Maar in elk geval, dit is goed om te hoor van 'n deurbraak in die moordondersoek van die egpaar in die Wildtuin. Ja, ek dink dit was nodig in hierdie situasie dat daar blitsvinnig mense in hegtenis geneem word. 2 Mosambiekers wat aangekeer is. Hulle die voertuig met hom gehad en die ander een is in Shai in hegtenis geneem en die proses is reeds begin om hulle te laat uitlewer aan Suid-Afrika. Dat ons hulle hier verhoor. Die minister het ook gesê Oukamp dat dit was uitstekende samewerking tussen Suid-Afrika en Mosambiek in Sandparke en ons het nou 2 verdagtes wat op pad is hopelik binnekort dat hulle in ons howe verskyn en dat ons die swaarste moontlike straf hulle kan oplê.
Ja, ek dink dit is belangrik dat mense, soos jy sê, vinnig daai streep getrek het voordat dit sneeubal is en almal so hou. Dis 'n maklike teiken in die Kruger Wildtuin. Ons weet dit is 'n groot toeriste-aanlokkende tyd en so ek dink dit is so belangrik dat jy weet mense optree, mense hoop dat daai selfde optrede reg oor die land ook sal uitbrei. Dit kyk na moordsyfers en sake ook. Met alle misdaad sou mense wou hê dat dinge so vinnig kon beweeg. Hier praat jy van 'n oorgrensoperasie, dis nie eers net plaaslik nie. Ja. So ja. En Willie Oukamp het nogals vasgevat daar, hy en die span saam met hom. Dis lekker om te sien as dinge gebeur. Wel, jy kan jouself indink wat die impak op Suid-Afrika se toerisme is. Jy weet, die Kruger Wildtuin is een van die grootste aanloklikhede in Suid-Afrika. Dis 'n plek wat internasionale toeriste wil besoek. Jy weet nou as jy hierdie tipe van bemarking in aanhalingstekens is baie sleg. So jy wil so vinnig as moontlik hierdie situasie hanteer. Ja. Andries, dan is die ANC aan die beweeg. Mense word afgedank, mense word gesê hulle moet, jy weet, kies watse pos hulle wil hê. Ewe skielik gebeur daar dinge. Te vinnig, te veel dalk. Benoude katte maak benoude spronge, nê. So dis die ANC het 'n opdrag gegee dat sy streeksekretarisse moet kies. Hulle is of munisipale amptenare of hulle is die streeksekretaris van die ANC in die gebied. Hulle 30 dae om te bedank of uit die munisipale pos. Ek weet nie wat soek hulle eintlik in 'n munisipale pos nie, maar in elk geval. So hy beskou dit die streeksekretaris is eintlik 'n voltydse pos. Natuurlik ons is in die aanloop na 'n plaaslike regering verkiesing toe en daai mense speel 'n sentrale rol in die hele strategie en hoe takke bestuur word en hoe beleid geïmplementeer word. So hierdie mense hoort nie in 'n munisipaliteit nie, want hoe kan jy die streeksekretaris wees en jy moet die munisipaliteit verantwoordbaar hou vir die optrede. So dit geld ook vir die streeksuitvoerende komiteelede. Hulle moet ook kies. Dit gaan interessant wees want ek dink verskeie van hulle gaan dink maar dalk gaan ons nie so goed doen in hierdie streek nie. So kom ek bly eerder in my munisipale pos en bedank uit die ANC se streeksekretaris-pos uit of uit die streeksuitvoerende komitee. So hierdie kan vir die ANC op plaaslike vlak ook 'n hele klompie probleme skep in terme van strukture en leierskap. Dis maar interessant dat die ANC skielik burgemeesters verwyder en jy moet nou kies wat se pos jy wil wees. Dit voel vir my bietjie te laat. Jy gaan nie nou skielik dienslewering verander en 'n groter sê of wat ook jy dit bietjie te laat gelos. Ja, maar Mbalula, jy weet hulle gaan goed doen wat speel vir die galery ook. Jy weet dit lyk nou asof die ANC skielik iets doen. Jy weet dis maar soos dienslewering. Jy gaan in die volgende 6 maande in aanloop na die plaaslike regeringverkiesing toe in November, jy gaan baie slaggate gevul sien. Hulle gaan straatligte regmaak. Hulle gaan paaie teer. Jy sien mos hulle oorhandig nou weer huise. Want die hulle het gister die titelaktes vir huise oorhandig. So jy gaan 'n hele klompie vinnige window dressing aksies. Ja, jy gaan 'n bietjie van 'n inkleerproses sien om dit lyk asof hulle besig is om iets te doen en dan na November dan verdwyn hulle weer in die staatse beursies in. Maar sekerlik is ons nou al keelvol en kan nou verby dit kyk. Jy is dalk, maar die res van die bevolking het dalk nie soveel deursigtigheid en inligting soos wat ons het. Ek dink 'n voorbeeld daarvan is wat mense sien in Limpopo byvoorbeeld. As jy kyk na die regering van Limpopo of die regering van die Oos-Kaap. Weet dis provinsies wat waarskynlik die swakste bestuur word in die land en dis waar die ANC die sterkste is, verkiesing na verkiesing. So die probleem is jy weet wanneer gaan die kiesers van daardie provinsies besef dat ergens moet ons nou 'n verandering maak. Want dit is duidelik dat hierdie party kan dit nie vir ons doen nie. So dis die groot faktor ook wanneer jy kyk na die munisipale verkiesing, gaan mense hulle stempatrone verander of stem hulle maar net met die ou raskaart in daardie opsig. Adolf Hitler het gesê, herhaal net 'n leuen genoeg totdat die mense dit begin glo. Kyk waar het hy gekom daarmee, nê? Maar in elk geval, kom ons gesels 'n bietjie matriekuitslae. Die hof verwerp inligtingreguleerder se appelaansoek. Vir die soveelste keer. Hierdie is nou die inligtingreguleerder het aansoek om verlof tot appel gedoen en dit is van die hand gewys. Hulle het reeds voorheen in die howe verloor. My probleem hiermee is dat die inligtingreguleerder werk met belastingbetalers geld. En hulle moet nou die aftog blaas. Want as hulle nou nog verder gaan, dan moet ons begin kyk na, dalk moet hulle bietjie begin kyk na persoonlike kostebevele teen hierdie mense van die inligtingreguleerder. Jy het nou oralste pak slaag gekry. Dit lyk asof hulle self relevant amper probeer maak. Hulle het 'n probleem met matriekuitslae, maar as jy gaan kyk na inligting en as jy gaan kyk na die sogenaamde Poppy-wet of Poppia, dit is eintlik waar die gewone Suid-Afrikaner wil hê dat hulle beter moet as jy kyk na die aanlyn scams. Ja. Weet jy die skemas waar mense bedrieg word. Dis eintlik waar die inligtingreguleerder veronderstel is om hulle werk te doen, maar hulle is besig met matriekuitslae.
jy wonder regtig waar die prioriteite is en waarom ons hom het as hulle totaal irrelevant is. Ja, dis baie waar. Dan sluit ons af met die kosbare adjudant wat nou 'n klomp geld sy rigting kry, maar hy gaan dit nie net gebruik vir koffiemasjien nie. Interessant genoeg, het staan vanoggend op R375,000. Wow. Wow. Dis hoeveel geld ingesamel is met die Backer Buddy vir Carl Sanders se koffiemasjien. Nou, hy het gister gesê jy weet baie dankie vir die koffiemasjien, maar hy wil die geld gebruik vir dwelmsnuffelhonde vir die Durbanse hawe. Sien, dit is wat misdaad, iemand wat werk teen misdaad. Wat dit prioritiseer. Dit is die tipe van prioriteit. Hy het ook daar's ook 'n staproete tipe van ding wat hy wil 'n paar rand op spandeer, want dit is weet as jy plekke netjies en in stand hou, dan is dit 'n buffersone teen misdaad. Teen misdaad. So ja, Carl Sanders, ons mense ken sy storie. Hy was basies met 'n vals leenverklikker toets is hy 'n hoofverdagte gemaak in die verdwyning van die dwelms wat gesteel is by die valke. Hy is 'n helse lewe gelei. Dis iemand met 40 jaar diens in die polisie en hy word nou soos 'n held hanteer wat reg is. Ja. Hy wys daar is nog goeie mense in die polisie diens. Na sy getuienis by die Madlanga kommissie. Korrek. Ja. Ja. Kyk, daar's 'n hele klompie mense wat saam met hom gewerk het, wat sy seniors was en so aan. Jy gaan binnekort sien daar gaan nog 'n hegtenisnemings wees. Een van die dinge wat hy byvoorbeeld voor die kommissie gesê het is sy seniors het vir hom gesê hulle weet wie's die mense wat die dwelms gesteel het en ook waar hulle is. En Niks meer ons nie. wag nog dat daar optrede is. Ons praat hier van generaals en brigadiers en kolonels en hy is maar net 'n adjudant-offisier wat sy nek uitgesteek het. Sjoe. Maar hopelik hy gaan nou sy koffiemasjien kry en daar kom goeie dinge uit sy getuienis voor die Madlanga kommissie. Nou gaan hulle byt groter word as hulle blaf. Hopelik. Jy is heeltemal reg. Ek dink dit is so belangrik dat ons daai mense ook vier wat die goeie werk voortsit. Ons moet dit meer doen, maar ons moet ook die ander in die tronk kry. Absoluut. Andries, baie dankie vir die saamgesels vandag. Altyd lekker. Dis Andries Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.